Welkom by ons erediens. Dis die eerste Sondag in Pinkstertyd en ons is besig met 'n reeks oor gebed. Jy kan dit volg by die skakel op die webtuiste. Tema is Waak en Bid. Verjaarsdag Marina die Jager, Jan Janse van Rensburg en Michelle Loots verjaar vandag. Baie geluk vir julle en die naam is natuurlik op die webtuiste. Bel mekaar die week, wens mekaar geluk. Ons dink steeds aan Jenny Troski en Telma en Dani Tron. Ons bid vir beterskap in al drie van julle se gevalle. Onthou om Bybelgenootskap te ondersteun in hierdie Pinkstertyd. Dis wat ons normaalweg doen. Jy kan 'n bedrag EFT. Suggestie is R185 want dis die prys van die 2020 vertaling. En dan kan jy net Bybelgenootskap in die verwysing sit by die bankrekening en ek gee aan die einde die skakel die detail oor ons Absa rekening. Kom ons raak nou stil vir die Here en ons sing 278, hoor ons bid, o Heer. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met vonk 40, kom en vul ons met vrede. Hemelse Vader, dis 'n wonderlike dag. Ons is in die Pinkstertyd. Ons dink na oor die Heilige Gees. Ons dink na oor U self en hoe U ons kom volmaak met U Gees. En ons dink baie spesifiek aan wat in gebed gebeur. Hoe ons kan waak en bid. En al die verskillende elemente wat U vir ons gegee het in gebed om in ons verhouding met U te kan vra en die wonder van verhoring te kan beleef. En ek bid dat U vir ons sal laat instudeer, laat inoefen, dit wat ons in gebed doen, sodat ons regtig kan groei daar, en dat ons eie pad met U kan vind, met elkeen van hierdie elemente, wat ons in hierdie Pinkstertyd hanteer. Laat regtig 'n gees van gebed oor ons neersak, dat ons in gebed, al hoe meer, nader aan U kan leef, en baie beter in hierdie wêreld, vir U kan dien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Is jy iemand wat jou beloftes hou?
Ek het geleer om my beloftes te hou, deur 'n keer wat ek nie my belofte gehou het nie. Ons het op laerskool afskeid gehad met standaard 5's, vandag in graad 7's, en ek het 'n meisie genooi vir die afskeid, maar toe raak ek verlief op 'n ander meisie. En toe vra ek of sy sal omgee, ek wil liewer met my nuwe meisie na die afskeid toe gaan. Vreeslik, ek weet, ek het na die tyd baie gepla. Toe moet ons aan die einde van matriek graad 12 weer iemand nooi na die matriek afskeid. En ek het besluit ek gaan regmaak wat ek 5 jaar vroeër verbrou het. En ek vra weer vir die meisie wat ek vroeër in die steek gelaat het. En ons het 'n wonderlike matriek afskeid gehad. En as ek net terugdink aan my skooljare, is dit een van die ervarings wat ek besef my geleer het om my beloftes te hou. Want dit is hoe God is. Hy hou sy beloftes. Trouwens, die hele Bybel is 'n belofteboek. 'n Boek waarin die beloftes van die Here opgeteken is. Beloftes wat God nie verniet gemaak het nie. Beloftes waarop hy nie teruggaan. Beloftes wat hy nie net van plan is om te hou nie, maar inderdaad altyd hou. Elkeen van hierdie beloftes in die Bybel is van betekenis vir ons. Nou, daar is 'n onderskeid in die tipe beloftes. Dit moet ons daarom ook onthou. Soms is beloftes direk van betekenis. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig om jou die sondes te vergewe. En hoofstuk 5 sê, hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Wat van ons sekerheid gee. Wonderlike beloftes, wat jy vir jouself kan, trouwens moet toeëien. Beloftes waarop jy kan staatmaak. Beloftes waarop jy kan vertrou. Beloftes wat jy kan vasgryp as jy twyfel. Beloftes wat jy ook vir ander kan deurgee om hulle tot geloof te bring. En vertroos as hulle sukkel met hulle geestelike lewe. Maar soms is beloftes net indirek van betekenis. Soos byvoorbeeld God wat vir Abraham sê, trek na die land wat ek jou sal wys. Genesis 12 vers 1. En ek sê indirek, want jy is nie Abraham nie. Jy is ook nie op pad na Kanaan toe nie, so die belofte is nie direk op jou van toepassing. Maar die manier waarop God met Abraham praat, en die tipe dinge wat hy vir Abraham beloof, is tog van toepassing op jou. Hoekom? Want in Christus is jy ook 'n kind van Abraham. Elke gelowige word in die Bybel 'n kind van Abraham genoem. Galasiërs 3 vers 29. Want hy is die vader van die gelowiges. Vader Abraham had many sons, soos julle weet. So elkeen wat in Christus in God glo, is 'n kind van Abraham. Maar daar is nog meer. Die Bybel sê, Abraham het nie net getrek na 'n fisiese land Kanaan toe nie, maar uiteindelik die hemelse stad gesien. Hebreërs 11 vertel vir ons die verhaal. En daarom het hy getrek na die hemelse stad. En die hemelse stad is 'n simbool van die ewige lewe wat God vir ons gee. So as God vir Abraham beloof dat hy vir hom sal sorg op pad, dan is dit ook op ons van toepassing. As God beloof vir Abraham dat die nasies in hom geseën sal wees, dan is dit ook op ons van toepassing. Vir elkeen van ons wat in Jesus glo, kan ons hierdie belofte vat dat ons tot 'n seën vir ander mense sal wees. En so kan 'n mens aangaan. Dis oor een van hierdie indirekte beloftes waaroor ek met jou wil gesels. Belofte wat vir die Israeliete bedoel was, maar wat ook vir jou kan waar word. En dis die belofte van Daniël. Sodat jy dieselfde wyse waarop hy die Bybel gebruik het, ook in jou eie lewe kan gebruik en beloftes wat God gee, kan bid. Julle ken die verhaal van Daniël, en ek gaan die verhaal in Daniël 9 gaan ek baie spesifiek uitlig. Julle ken natuurlik meer die feit dat hy in die leeukuil was, maar Daniël 9 is 'n ongelooflike verhaal wat ons iets van beloftes en hulle vervulling vertel. Nou, hy was teen hierdie tyd al 'n baie ou man, so in die 80er jare. Hy is as jong tiener is hy weggevoer na Babel saam met die ander elite van Jerusalem, 605 voor Christus. Nou belangrik om te weet is hy het reeds geweet van Jeremia. In die land Israel het hy al reeds vir Jeremia gehoor. Jeremia het immers voorspel dat hulle in ballingskap weggevoer sal word en dis presies wat met Daniël gebeur het. En Jeremia het ook nie opgehou om te profeteer nie, hy het gereeld van sy profesieë na Babel gestuur. Want sommige van die profesieë was direk gerig aan die Jode in Babel, byvoorbeeld Jeremia 24, Jeremia 29. Daniël het dus ook in Babel kennis geneem daarvan. Trouwens, ons lees dat hy 'n kopie van die boekrol van Jeremia het,
saam met die ander boekrolle van die Ou Testament, wat teen daardie tyd as kanoniek aanvaar is, en wat hy uit kon lees. En dis waar dit nou interessant raak. Daniël is nou al 'n ou man, van so in sy 80's, en in die eerste jaar van koning Darius, hy word nou Kores genoem. Daniël in sy Bybelstudie uit Jeremia agtergekom, dat daar 'n baie besondere belofte in die Bybel was. Ons lees in Daniël 9, in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros, die nageslag van die Mede, wat as koning aangestel is oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy koningskap, het ek, Daniël, in die boekrolle opgemerk, dat die getal jare wat moes verloop vir die puinhope van Jerusalem, waar die woord van die Here tot Jeremia gekom het, 70 jaar sou wees. Daniël kon dit op 2 plekke in die boek Jeremia lees, waar daar staan, spesifiek dat dit 70 jaar sou wees. Jeremia 25, Jeremia 29, kan jy dit self gaan lees. So, Daniël het somme gemaak. Hy is in 605 voor Christus weggevoer, dis nou 539 voor Christus. Dis wat ons weet, die datum is waar Darius koning geword het. So, 539 van 605 afgetrek, is 'n omgewing van 66 jaar, baie naby aan die 70 jaar waarvan Jeremia in sy profesie gepraat het. Daniël het deeglik gelees, en te besluit, maar hierdie saak moet hy met die Here deurgesels. En ons lees in vers 3, ek het my tot God my Heer gewend om hom in gebed en smeking te soek, deur te vas in 'n roukleed en met stof op die kop. So Daniël gaan in 'n ernstige gebed. Hy bely weer eens die sondes van die volk, ook sy eie, en dan vra hy dat die Here hulle tog barmhartig sal wees. Hy vra die Here om vergifnis, hy vra dat die Here die stad Jerusalem sal herstel. Dit is dan nou amper 70 jaar. Dit is mos 'n belofte van U Here. En hy bid dat die Here sy belofte in vervulling sal laat gaan. En dan lees ons in vers 19, my Heer, hoor tog, my Heer, vergewe tog, my Heer, gee tog aandag, tree op, moenie talm nie, om U eie ontwil met God, want U naam is uitgeroep oor die stad en die volk. En wat dink jy gebeur toe? Het is merkwaardig om net daarna van die Here se antwoord in vers 20 te lees. Terwyl ek nog besig was om te praat en te bid, ja, terwyl ek nog praat in die gebed, het die engel Gabriël my aangeraak en die nuus gebring, dat God die herstel van Jerusalem beveel het. Daar is die Here gee vir Daniël baie meer as waarvoor hy gevra het. Hy gee vir hom 'n visie op die Messias wat sal kom. Nou, ek wil nie daar verder gesels nie, maar die boodskap wat ek eintlik wil oorbring is dit. Daar is talle sulke verhale in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Verhale waar die beloftes van die Here in vervulling gebid is. Soms is dit sulke direkte beloftes wat vervul word, soms is dit meer indirekte beloftes wat vervul word. Die belangrike boodskap aan jou is egter, dat hierdie verhaal jou uitnooi om die Here te vertrou, dat hy dieselfde ook vir jou sal doen. Ook beloftes in sy woord vir jou sal waarmaak. Hierdie verhaal wil jou leer om die woord te bid, om die beloftes van die Here te lees en dit jou gebed te maak, soos 'n Daniël van ouds. Ons lees in Jesaja 62 hoe dit werk, waar hy sê, op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwars deur die nag en dag sal hulle nie oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het, totdat hy Jerusalem 'n loflied op aarde gemaak het. Is 'n merkwaardige opdrag hierdie van Jesaja. Gun julle self geen rus nie, maar gun hom ook geen rus nie, totdat hy haar gevestig het. Totdat God sy belofte nagekom het om Jerusalem, die geloofsgemeenskap, 'n loflied op aarde te maak. Ons bid natuurlik nie vir die fisiese Jerusalem nie, maar vir die geestelike Jerusalem. Want Jerusalem staan vir die gemeenskap van gelowiges, vandag die kerk. En Jesaja nooi ons op 'n indirekte manier uit om die beloftes wat God gee vir die geloofsgemeenskap, om dit te bid totdat die Here die beloftes waarmaak. Daar's talle sulke verhale in die Ou en Nuwe Testament waar die beloftes van die Here in vervulling gebid is en wat ons uitnooi om die Here te vertrou om dieselfde ook vir ons te doen. Selfde geld gelowiges in die Nuwe Testament. Paulus skryf aan die Korintiërs, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, in Christus, is hulle ja en amen. 2 Korintiërs 1 vers 20. Dis die erfenis van elke kind van God. Die hele Bybel is 'n belofteboek. Dis 'n boek van beloftes waarop ons gebede kan skoei. En soos jy sistematies deur die Bybel werk, kan jy vrymoedigheid neem om die beloftes te omkring en in jou gebede in te werk.
So, Daniël nooi jou uit om die woord binne te lees, totdat 'n gedagte uit die woord jou aandag vasvang, en jy dit in 'n gebed kan omskakel. En Marie sê, dit is op gebed dat die beloftes wag om vervul te word. Die koninkryk vir sy koms, die eer van God vir die volle openbaring daarvan. Ek wil jou nou inspireer met 'n verhaal van iemand wat 'n belofte van die Here geneem het en die wonder van God se antwoord daarop ervaar. Jy kan meer lees oor hom, George Muller, in sy boek Answers to Prayers, wat gratis op sy webtuiste beskikbaar is, en ek het die skakel by NG Kerk Sommerstrand in Kousa gesit. Saamgestel uit werklike verhale uit sy lewe, waar hy presies dit gedoen het, belofte geneem het, en die Here vir die vervulling daarvan vertrou. Nou net een verhaal as voorbeeld. George se vrou Mary, sy pa is in 1835 dood, hulle babaseun is oorlede daai jaar. Mary is depressief, George het maagsere en hulle het geen geld. En in daai tyd, met al die probleme, het hulle 'n sagte hart ontwikkel vir weeskinders in Engeland. Maar hoe begin jy 'n kinderreis sonder geld? 5 Desember 1835 lees hy Psalm 81 vers 11 en dit tref hom net besonderlik. Maak jou mond wyd oop sodat ek dit kan vul. Hy sê in sy dagboek, ek het 'n paar oomblikke oor hierdie woorde nagedink en is daarna gelei om dit toe te pas op die geval van die weeshuis. My opgeval het ek nog nooit vir die Here enigiets gevra spesifieks daarvoor nie, behalwe om sy wil te ken met respek vir wat hy wil doen of nie. Ek val toe op my knieë en maak my mond wyd oop en vra hom vir baie. Ek het my onderwerp aan sy wil sonder om 'n tydsbeperking te gee vir wanneer hy my gebed moet beantwoord. Ek het gebid dat hy my 'n huis sal gee, of as 'n lening, of wat iemand daartoe gelei kan word om die huur te betaal, of dat 'n huis permanent vir hierdie doel gegee sal word. Verder kom gevra vir 1000 pond, baie geld vir daai tyd, en ook vir geskikte individue om na die kinders om te sien. Hy het ook vir meubels en klere vir die kinders gevra, want dit sou mos nou nodig wees in so 'n huis. 5 dae later kom die eerste antwoord. 10 Desember. 2 mense vra om by die beoogde kinderhuis te kom werk, en hulle kom met al hulle meubels, want hulle het die huis verkoop. 8 dae later, 13 Desember, nog 2 mense besluit om by die kinderhuis te kom werk, ook met meubels en al. En iemand anders het 10 pond gegee in maandelikse paaiemente vir die volgende jaar. 12 dae later, 17 Desember, het die mense klere begin skenk. En 'n ander persoon het 100 pond beloof vir 'n jaar, ook in maandelikse paaiemente. En 'n jaar en 'n half later, 15 Junie 1837, is die volle bedrag van 1000 pond vir hom gegee, sonder dat hy ooit iemand gevra het vir geld, maar dit net vir die Here en met die Here deurgesels het. En was die patroon reg deur sy lewe. Hy het op God vertrou, nooit vir iemand geld gevra nie. En die Here het gesorg dat hy in sy lewenstyd vir 10.000 weeskinders kon omgee in verskillende weeshuise reg deur Engeland. Inderdaad, maak jou mond wyd oop sodat ek dit kan vul. 'n Belofte uit die Psalms wat menige lewe al verander het. Sy preek van 'n klein voeltjie in 'n nes wat wag vir die kos wat sy pa of ma bring. En laat die vers jou vandag inspireer om dieselfde en meer van God te verwag. Nooi jy uit om die week goed te gaan nadink oor watter behoeftes die Here op jou hart gelê het, veral die van die mense rondom jou. Lees dan die verhaal van Daniël 9, of lees net die teks uit Psalm 81 vers 11. En vra dan die Here, soos vroeër met Daniël, of soos met George Muller, die behoeftes sal vervul. Veral die dinge wat die Here op jou hart gelê het, soos Psalm 81 vers 11 dit beloof. Maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Kom ons bid saam. Here, ek wil ook my mond wyd kom oopmaak, dat U dit kan vul. My gebed is vir my eie mense. U ken elkeen van hulle se behoeftes. En ek bid dat U dit sal gee. Dat hierdie belofte in hulle lewens sal waarmaak. Ek bid vir ons gemeente. Ek bid, Here, dat ons van die jongste kind in ons gemeente tot die oudste persoon U beter sal leer ken. Baie spesifiek ook in hierdie Pinkstertyd, ons mond sal oopmaak sodat U dit kan vul, met U 'n pad in gebed sal begin loop, sodat ons die behoeftes wat ons het, dat ons dit voor U kan bring en ons U kan ervaar as die een wat beloftes waarmaak. En Here, daar's 'n klomp goed waarvoor ons voor U kom staan, waar ons nie antwoorde het nie, waar ons vra dat U antwoorde bring.
Van hulle is die droogte hier by ons. Van hulle is die COVID-19 wat nog nie gebreek is nie. Van hulle is die onrus in ons land op soveel terreine, ekonomies, polities en 'n hele klompie ander vlakke van ons samelewing. En ons wil kom waak daarvoor, ons wil kom vra dat hy antwoorde vir ons gee en in die mate wat ons self daartoe kan bydra, dat hy vir ons 'n helderheid daaroor sal gee. Ons bid vir ons kerk in Hebreë, dat ons weer suiwer by u woord sal bly. Dat daar mense opgerig sal word om regtig die boodskap van verlossing wat daar in Christus is, in alle verbande van ons kerk betrokke te maak. Etiese vraagstukke, politiese vraagstukke, ekonomiese vraagstukke, en ook geestelike godsdienstige vraagstukke. Dat ons rol weer sal speel en 'n stem sal wees vir u in hierdie wêreld. Aan die een kant dat ons na u toe die probleme sal bring en aan die ander kant dat ons die antwoorde wat u gee, dat ons sal uitdra. Want Here, dit is wie ons is. Mense wat met u praat en wat dan met mense praat. Wat dit by u hoor wat gesê moet word en wat dan dit deurbring en gee aan mense. En ek bid Here dat daai getuienis van ons, dat ons dit weer op 'n nuwe en ook beter en meer volkome manier sal kan doen as enige tyd in die verlede. Ja Here, ek maak my mond wyd oop sodat u dit kan vul. In die naam van Jesus Christus, versterk deur die krag van die Gees in my. Amen. Jy kan die Here nou dien met jou dankoffers. Ek gee die detail vir SnapScan en ook die EFT details aan die einde. En ons sluit met daai wonderlike lied vir Vonk 58, ons vind ons krag in die Here. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.